luisteraars en welkom by Koppeldek en Kind. Dit is baie lekker weer om met julle te gesels oor Morelyn. Goeiemôre, goeiedag aan almal. Ek is Lyn Smits en ons gesels vandag met Ilse Marie Morten. Sy ek het haar ontmoet by 'n uitstalling, by een van ons uitstallings. Sy was 'n mede-uitstaller en dit was asof ek dis asof ek haar nog altyd geken het. Ek weet nie, dit was 'n verskriklike lekker, gemaklike, so lekker ontmoeting en haar werk is fantasties. En dit is baie lekker om met haar te gesels. Ek is bly sy gee vir ons tyd. Maar voor ons met haar gesels, my foonlyn nou ook sommer tussen alles. Dis hy. Praat ons eers altyd so 'n bietjie eers om te hoor waar trek ons met ons eie werk en wat so. Marisa, waarmee is julle besig? Ek en jy is saam besig in dieselfde bootjie, ongelukkig. Ek moet nie sê ongelukkig nie, gelukkig. Ja. Ons is in 'n submarine op die oomblik. Voel so 'n bietjie in diep water ingegooi en onder baie druk verseker. Lyn is so op die hond se sterk. Ons is besig met opvoedkundige illustrasies vir opvoedkundige firma wat caps handboeke doen. So ek het nog altyd hoor mense sê ek het nog altyd gehoor mense sê dit is harde werk en die deadlines is rof en maar as jy eers in is, jy weet dan, maar dit is 'n creative killer, dit is. Daar's nie vreeslike spasie vir kreatiewe enige flair wat jy van jouself wil insit nie. Jy moet net doen soos wat hulle vir jou sê om te doen. Jy moet net just do it. En hulle is ook glad nie skaam om vir jou te sê daai neus, nee, ek hou nie van daai neus nie. Probeer 'n ander neus. So mense selfbeeld moet ook, jy moet sterk wees, sterk staan en weet dat dit is nie iets persoonliks nie. Nie. Dit is baie moeilik om dit nie persoonlik op te vat nie. Ek wil sê, dis my ek besig is. Soos ons sê, ek het so hard gebid vir illustrasiewerk by 'n regte egte plek en dis as gevolg van julle eintlik e-pos gekry van iemand anders af wat gesê het publishers soek op die oomblik ouens wat kan illustreer en ek het net glad nie gedink my portfolio is goed genoeg nie want ek het al aansoek gedoen voorheen maar ek het te min daarvan geweet en intussen tyd het Marisa ook e-pos gekry van 'n ander publisher en hulle het toe aansoek gedoen en ek het net gedink ek kan dit nie doen nie. Ek is nie, my goed is nie reg nie en toe halfpad deur toe dink ek kom ek vat 'n kans en ek stuur my goed en toe maar Marisa hulle is toe nou al heelwat, hulle is toe al goed in die ding in. Ek is so 2 of 3 weke seker al, hulle was seker so 2 weke aan die gang. Ja, dat ek net clarify vir Marisa hulle, want ek is nie 2 nie, ek is 1. My ander kollega is my dogter, my 17-jarige dogter en ek dink aan die een kant dit jou 'n bietjie ook hoop gegee, want as iemand wat geen ondervinding het dit kan doen nie, dan kan jy dit obviously doen. Ek moet sê dit is 'n reg en 'n kraal geval. Absoluut, maar ek dink net ek dink dit is daai preconceived idee van wat 'n mens moet wees, wat jy moet doen, wat jy moet weet, dit wys jou net hoe sterk ons dit oordink eintlik. Want vir haar was dit net soos, sy gaan prentjies teken. And she just did it. En dit is my mond hang elke keer vir illustrasies, dit is regtig wonderlik. Ongelooflik. En ek dink dit is 'n goeie plek om mee te begin. Ek meen ek is 30 jaar ouer as wat sy is en nog nooit in my lewe het ek so groot salarisstrokie gekry soos wat en sy is 17. En so ek is baie dankbaar vir haar. Dis 'n groot hupstootjie vir haar in haar toekoms in. Dis vir 'n belegging. So ons het haar ook gedwing dit gaan in 'n
vaste belegging in, sy gaan dit nie spandeer nie. Ja, ek het ook gewonder wat Wat ek dink, ja, ek het ja, nee, ons het nou maar vir, ons gaan vir haar 'n klein bedragie gee, sodat sy net haar koppie penne kan vervang wat sy alles opgeteken het met hierdie ekskursie. Maar ja, so ons almal is besig met dit, en ek het 'n internasionale boekcover wat ek moet doen, en jy het 'n lot ander goeders wat jy moet doen vir die einde van die jaar, vir nog vir jou. Ja, so my commission werk het nou 'n klein bietjie gehaal. Ek moet sê, na my uitstalling, het ek gedink, dit was Augustus, nee? Ja, Augustus, het ek gedink, my huis het so half bietjie agterweë gebly, en toe dink ek wil net vir so 2 weke DIY, dakseël, voor die reën kom, en so aan, maar in daai 2 weke, om 2 weke uit jou werkstyd uit te vat, het 'n groot effek op mense budget. So, ja, so dit is 'n bietjie van 'n krisis, en dan ook om werk te doen wat ons nie weet wanneer ons betaal word nie, is ook, en dit het my volgende 2 weke opgevat, so dit is nogal 'n groot ding. So Marisa het, ons het verskillende specs gekry deur een company, en hulle budget is ook baie vreemd. Ek het Marisa het 8 pages, en ek het 'n 24 pager gekry vir 'n derde van die salaris. Ek het sommer gesit en slaap het, so ek het al die goed wat mense nie wil doen nie, het ek toe nou gedoen, en beggars can't be choosers, en ek wil graag, ja, ek wil baie graag hierdie werk doen. Dit was vir my, Marisa het ondervinding met 28 bladsye, 24 bladsye. Jy het 'n redelik goeie ondervinding daaruit, nee. Jou vorige boeke was dit? Nee. Ja, my vorige boeke was, ek dink een van hulle was 24 bladsye gewees, maar is ook maar, dis baie anders as opvoedkundige boeke, en ek het baie kreatiewe vryheid gehad met dit, ek moet sê, nou in hindsight, op daai stadium het ek nie gedink is baie vryheid nie, maar nou besef ek het verskriklik baie vryheid gehad, alhoewel mens maar nog steeds jou maar ja, ek dink op die einde van die dag, ja, mens leer nou maar hoe om dit te navigate deur dit, en ja, ek dink met hierdie 8 bladsy boekies is dit half makliker geweest, want net wanneer jy dink dit is verskriklik pynlik en jy kan net nie meer nie, dan is dit klaar. Dan begin jy met die volgende ene. Soos ek sê, 2 van die boeke was, twee van die boeke was rarig siel-dodend geweest, en ek het 'n paar keer die editor moes e-mail en vra, ek verstaan glad nie, hier's my kollega. Ja, so ek moes 'n paar keer my kollega vra, nie my kollega nie, sorry kollega, editor vra, verduidelik net vir my weer hierdie, want dit is glad nie voor die hand liggend nie, glad nie, en dinge wat ek nie verstaan nie, ek verstaan nie noodwendig coding nie, ek moes 'n coding handboek illustreer, en ek kon nie lekker uitvis, is dit nou, moet ek die coding mat as sulks illustreer, of wil hulle storie hê oor kinders wat coding doen. En op die einde van die dag was dit nou eintlik 'n storie oor kinders wat op die coding mat speel. Dit was nie noodwendig so erg die coding as sulks nie. Ja. So, ja, but I survived. Ek het dit gemaak. En ek dink ek moet my T-shirt laat print wat sê, ek het 'n coding handboek geïllustreer. Ja, so vir die ouens te verduidelik, jy kry jou specs, hulle het vir ons 'n storie gestuur, en dan by elke bladsy is daar dan 'n baie spesifieke beskrywing van, myne was baie spesifiek, en is 'n baie eenvoudige storie, gelukkig, maar dit het gevoel of dit nooit gaan ophou nie. Dink ek, hoeveel keer gaan ek nou nog hierdie ma in die sitkamer op die bank teken, want dit is presies, hulle sê dan vir jou,
dis die so en so gesin, hulle sit by 'n ontbyttafel, die seentjie, myne was so, die seentjie eet, sy naam is so aan, hy eet roereiers, die ma is besig met dit, die pa is besig met dit, die kat sit by die kind is besig met dit, daar's 2 honde, daar's 'n kombuis en jy kan buite uitkyk. En dan dink jy, en my spasies was letterlik elkeen anderste. En party van die spasies is die physical space is 9 cm by 15 cm. Dan moet jy al daai goed inpas. Die volgende bladsy moet jy dieselfde prentjie hê, presies, maar die kat het op die tafel gespring. Dan sit ewe skielik 12 cm by 15 cm en dan moet alles dieselfde lyk. So dit was vir my 'n groot leerskool. As ek dit weer doen, dink ek gaan ek dit bietjie anders te doen. Ek gaan 'n meer 'n tipe van 'n shorthand hê en nie so baie detail as dit nie, maar hulle prescribe daai detail vir jou in die. Alwaaroor ek kon besluit was die kinders se klere, maar dit het hulle agterna ook gesê maak dit meer etnies of minder. Ek het dit soort van aangepas. Maar hulle sê hierdie mannetjie is geel, hierdie mannetjie is blou met swart hare, hierdie mannetjie is swart met wit hare en blou oë. En die ergste van is ek moes dit ook nog insit in daai klein prentjie. En as ek dit nou inscan en 100%, dit kan jy die oor nie eers sien nie. So dit is baie moeilik vir my gewees. Ja. So dit is dit en hulle het nog steeds, hulle het ons al opgelei vir die volgende jobs waar ek verskriklik dankbaar is. 'n Mens het letterlik 2 weke. Ja. Ek het 2 weke vir 24, eintlik 25 bladsye. So ja, maar ek het dit gedoen. Ek is baie nervous vir die volgende goed want ons 8 bladsy boekies is nou klaar. So ons volgende is ook daai anthologies wat hulle so is anthologies. Dis jy net 5 bladsye. Dis 'n cheater. Sowieso is net 5 bladsye. So ja, ek hoop. Okay, maar sy het wel 3. So ja, 15 bladsye met ander woorde wat sy moet doen. Net R500 'n bladsy. Jy kan maar ons sit as jy wil. Ja, ons myne is R200 'n bladsy, letterlik. So ek weet nie hoe hulle dit uitwerk nie. Ja. Hulle kry R500 'n bladsy. Ja nee, dit is ja, ek wil nie eers daaraan dink nie want dit maak mens nogal despondent. Dit het my despondent gemaak en toe dink ek as ek dit nie geweet het nie, dan sou ek gedink het, wow, hierdie is 'n geleentheid. Ek gaan nie, maar ek sien dit nog steeds as 'n geleentheid. Ek glo daar gaan ander goeders uit hierdie uitkom. Ek geniet dit meer. Dit het vir my, ek het verskriklik gesukkel om aan die gang te kom. Ek het gelukkig 'n tenacity in die sin van ek wag nie vir 'n inspirasie nie. Ek sit op my A-leer werk. Dit is ek kan hom deurdruk en ek kan al was die vorige flops, ek kan daai handle. Ek is bietjie ek mope vir 'n aand in die bed en dan môreoggend dan is ek weer reg. So dit is al voordeel wat ek in my lewe het met my kop. So ja, dit is een van die goed. Ek was 'n paar keer net in die fetusposisie gaan sit het en myself aan die slaap geraak het in die begin met die boeke wat ek nie van gehou het nie. Want dit voel net soos hierdie gaan nooit klaar kry nie. Ek gaan nooit, dit is net, maar as mens eers begin, dan is dit fyn. Ja. En gelukkig met hierdie, dis soos wat jy sê, jy hoef nie te wag vir inspirasie nie, want hulle sê vir jou presies wat jy moet doen. Al wat jy moet doen is, jy moet jou talente toepas en dit gedoen. Jy weet? Ja. En mens moet dit nie, jy moet nie persoonlik raak. Jy moet nie persoonlik raak oor dit nie, because it's not your book. It's not your book, it's not your project, it's their project. Hulle gebruik jou net en hulle betaal jou goed daarvoor en is fyn. Ja, en hulle ek dink nie eers mense ek dink nie as ons name gaan daar kom nie. Ek dink amper dit gaan, want ek het nou nogal gekyk, ek gaan sonder om name te noem, maar ek het op een van hulle handboeke gekyk en agterop van dis hoe ek op die vorige lot mense gekom het wat die boeke geïllustreer het. Wow. En ja, en hulle want dit was 'n company gewees wat hulle gebruik het.
O, So, en die company se naam was agterop gewees. So, O. this is us. Ja. Ja, O. ek dink die company is in die Kaap en dit is 'n groep illustreerders en hulle naam is This is us. Maar hulle werk net digitaal. So, ja. Okay. Maar nee, nie noodwendig nie. Nie noodwendig nie, maar dit was soos 'n freelance company geweest, maar elke Ja. persoon se goed lyk heeltemal anders. Ja. Dink jy Ja. kontak die company en dan vra jy hulle, gaan jy deur al kunstenaars se goed en jy sê ek soek hierdie kunstenaar. Nou dalk is dit maar soos 'n agent, jy weet. Ja, Ek dink dit Ja. so geklink. ja. Ek dink ook wat Ja, lees- maar ek dink nou het baie idee geleer. Ek dink ja. Ja. 'n mens leer baie. Ek het ook een van die goeders hoekom ek het op 'n stadium baie aansoek gedoen vir illustrasiewerk by al hierdie educational companies, maar op daai stadium was dit was voor lockdown en almal was verskriklik groot op digital art. En ek het nie 'n digital art portfolio nie. Maar hierdie ouens dink ek vat verskillende goed en ons kon dit so doen. Ja, so vir ouens wat ek sou sê ons kan nie baie raad gee nie, want ons het nie regtig baie ondervinding of so hieroor op met sulke goed nie, is ons het wel goeie ek het nie, julle het goeie portfolios, maar ek kon 'n repertoire van werk stuur. Ek het min of meer in my kop my werk gesplit en gedink wat is alles storie vertellerig in 'n tipe van 'n illustrasie. illustrasiewerk, ja. Ja, so en ek het 'n lang portfolio gegee met net met sulke half wat noem mense dit pins. Ek het 'n PDF file opgemaak met blokkie, laat hulle kan sien, ek kan 'n storie vertel, ek kan diertjies teken, ek kan mense teken, ek kan omgewing teken, en ek dink dit help bietjie. Ek vermoed so. Maar dit is een van die raad wat ek vir mense kan gee. En dan dink ek kan 'n mens regtig cold call. Dit is soos Hanlie al hierso vir ons ook gesê het wat by Protea Boeke werk, dat dit is 'n baie klein bedryf. Ons het nie so baie publishers nie, maar omdat ons nie dit so het nie, het ons ook nie eintlik baie illustreerders, het daai plekke nie eintlik baie illustreerders op hulle boeke nie. So om vir jouself 'n bietjie van 'n portfolio op te stel, sorg dat daar genoeg werk is. Dit moenie te diverse wees nie, goed moet nogal dieselfde lyk, met 'n klein CV, 1 bladsy, stuur hom vir 'n editor. Dis nie te moeilik om daai mense te sien nie. En gooi dit in die lug en mens weet regtig nie wat terugkom nie. Ek dink dit is ek dit sou ons kan gee. Hi, julle, hoe gaan dit? Goed en jy? Goed, dankie. Dis Ilse Martens. Ek's baie jammer gisteraand nog ek weet ek het eintlik jou van gelees, maar hy was uit my kop uit gevlieg en ek het baie sleg gevoel dat ons het so lekker gesels met ons uitstallings. Ek wil om net so eintlik bietjie vinnig agtergrond te gee voor ons begin is ek het Ilse ontmoet op een van ons uitstallings. Ons was al twee solo uitstallers by Johan van Heerden in Pretoria verlede maand. En dit was verskriklik lekker. Dit was net vir my een van die gemaklikste, lekkerste, smooth goingste events. Ons almal was so rustig en ons kon eintlik lekker 'n bietjie sit en gesels en maar dan is dit is maar eintlik net nie eintlik regtig lank genoeg nie, want daar gebeur 'n klomp goeters. Maar dit was vir my so lekker om jou te ontmoet en ja, ek was net gedink, jessie, dis nou lekker. Dit en jou werk is verskriklik mooi. So voor ons verder gaan, vir die ouens wat luister of kyk, om net gou na jou werk te gaan kyk en dan kan hulle weer terugspring in die onderhoud in net. Waar kan hulle gou na jou werk kyk? Okay, so ek is op Instagram, Facebook en TikTok as Ilse Ceramics. Okay. Ilse met 'n Z. Ja, met 'n Z, ILZE en dan Ceramics. Okay.
Ja, Ja, moenie Ilse Martens probeer soek nie, want ek het vir 'n uur lank dit gesoek en I didn't come right. Nee, as jy my persoonlik wil gaan soek op Facebook, is dit Ilse Marie Martens, maar Ek het haar gesien. ja, jy het jou al gesien, sy's cute, né? Ek sien ook dat 'n kind wat iewers in Italië rondreis, so ja. Ja, Ek het, hy werk op die skepe, so hy's oral. Ek het Dit so is nou aangeneem. Europa en dan is dit die Karibiese eilande, so ja, mamma stuur hom, hy en sê ek gaan na hierdie galery toe as jy afklim hierso. Hy was die dag by Pablo Picasso se geboorteplek, toe sê ek jy beter ingaan. Okay, ek soek foto's. ja, dit is net amazing. Ja, so voor ons oor jou werk praat, vertel ons eers, waar woon jy, waar werk jy en van jou gesin? Van jouself. So ek is in Johannesburg in Gauteng. Ek bly in Kreersdorp Noordkewel. Ons het, weet jy, lockdown het ons so bietjie genaak daai tyd, want dit was, ons het ons huis gekoop en ons moes onmiddellik in en dit was net laai af, ons het met trailers gestop en gegooi en ek het nie geweet wat ek my studio gaan doen nie. En ek het 'n plekkie gekry en toe lockdown begin, toe haal hulle my uit. Toe sê hulle vir my, okay, jy kan uit die kontrak uit. Ons weet nie hoe lank hierdie ding gaan hou nie. So toe het ek opgeset in my garage, maar letterlik net met klei. En ek het op my man geskree en gesê asseblief jy moet skelm vir my kiln gaan haal. En ek soek net my slab roller, gaan haal net dit vir my. En so kon ek bietjie besig bly in lockdown. Maar die kinders, ek het 'n dogter wat 17 is op hoërskool en dan natuurlik, het jy? Ek Hulle het is ook 'n op 17-jarige. ouderdom, ek love hulle, ek love dit. En dan Anthony is 21, hy werk waar ook al die wêreld in die skip omheen vat en dan my man het sy eie besigheid waar hy dakke doen en verf en swembadverf en goedjies maak. So ek is happy met wat ek doen want ek's vuil elke dag. My kinders haat dit as ek hulle gaan optel by die skool want daar's klein my hare op my braal en my gesig en my mond, maar weet wat, mamma moet net nie uitklim nie. Dis al. Ja, ek moet al verder stop en nie met die ander mammas praat nie. Ja, nee. Ek het miskien maar lief, ek het jou heeldag so gemis. Ja, maar jy sien, ek sê die opposite ma, want ek sal die musiek hard gooi en vir hulle skree, ek's lief vir jou, ek is so lief. En dan hardloop hulle eers. Ja nee, ons zijn op 17 ook, so nee, dis werk nie. En dan moet jy die hooter indruk. Toet. Ja, ek letterlik doen, ek het dit al met my seun een keer gedoen. Shanae ook so een keer, en dit was die laaste, want ons het by die huis gekom, toe is dit van, ekskuus, sorry, jy het nie 'n idee wat jy vandag aan my gedoen het nie. Dan wil jy dit net weer doen, nog erger. Dis my vorige se ma. Ja, exactly. Dit is dit daar. Goed, ons val weg. Jou paadjie, hoe het jy by Ceramics uitgekom? Waar het jou liefde begin? Jou opleiding? Ja, where did it start? Okay, so nommer 1, ek is 'n self-taught ceramist. Ek het nie gaan fyn kunste swat nie. Ek het Wow. ja, nee, ek het net ek nie geweet dit was 'n opsie toe ons op skool was nie, want jy weet in ons era was dit, hoor jy moet as jy gaan swat, is dit 'n dokter of die of 'n daai en dit was nie opsie nie, so ek het maar dadelik begin werk, maar baie later in my lewe het ek besef daar's 'n gat. Ek het 'n gat en corporate vul dit nie. Toe het ek begin ek het houtwerk gedoen eintlik. Ek het meubels gemaak en dit was alles. Dit was van hier begin tot daar einde en Het jy in Johannesburg groot geword? Ekskuus dat ek jou in die rede val. hande. Het jy in Johannesburg groot geword? Ja, ek het in Johannesburg groot geword. Ek wil dit net vir mense, want dit, as jy nou sê jy het houtwerk gedoen, dan dink 'n mens onmiddellik, ek het dadelik in die prentjie in my kop, want dalk het jy iewers op die platteland groot geword en jy het in jou pa se werkswinkel gewerk of so iets. So ja, dat mens net perspektief kan kry van wat jou agtergrond was. Ja, nee, glad nie. My ouers was altyd baie handig. My ma was se kunstig en my pa het baie met sy hande gewerk. So dis hoe ons groot geword het, soos om te weet, as jy iets wil doen, gaan doen dit. Ja.
So ek het deur dit gegaan, maar daar was altyd 'n gat, jy weet wat moeilik was om te vul, want jy voel something's missing. En ek het eendag op ek weet nie waar seker Facebook gesien van keramiekwerk en so en ek dink toe okay, ek gaan nou 'n winkel gaan soek want ek wil dit probeer. Dis iets wat ek nog nie probeer het nie. En ek het 'n buskbord gekoop en ek het my eerste klein vaas gekoop. En die vrou het vir my die verf gegee, hulle het vir my gefire en ek was so onkundig en so dom. En ek het ingeloop en ek het weer die tweede keer wat ek ingaan, toe sê ek vir hulle, hoorie, maar ek soek daai wit klei, daai harde wit klei wat ek nou die dag geverf het. En hoe meer hulle vir my wil verduidelik, nee, jy moet dit ding maak. En dan hoe meer is ek soos, nee, ek het daai ding gekoop, ek wil dit weer doen. Toe het ek opgeëindig om vir 'n jaar, ek het navorsing gedoen, 'n jaar klas geloop by Raw Earth Studios by Helene de Klerk en ek het gegaan, ek het al gebel met die intensie en ek het vir gesê, ek is nie 'n board housewife nie, ek wil nie hierdie doen om my besig te hou nie, ek wil hierdie vir my, vir permanent. So, jy moet my die basis, alles wat basies is, leer my dit, ek wil daarop bou. En ek het vir 'n jaar klas geloop en die eerste 6 maande toe leen ek geld by my man, toe sê ek vir hom, ek soek my eie oond. En ek soek my eie en hy het vir my gesê, maar dis reg en ons het tyd my gehelp. En dit is eintlik maar hoe my journey begin het, want ek is nie inside the box nie. Ek kan nie, moenie vir my sê, jy moet net 'n bord maak. Ek kan nie, want daai bord gaan horrible lyk. So toe het ek begin eksperimenteer en speel. En hoe meer ek dit gedoen het, hoe meer het ek besef, die gat raak al hoe voller. Hy is nie meer leeg nie. En dit is nou 9 jaar down the line en ek is nog steeds. Elke dag is ek 6:30 op my pos en dan beklei ek omdat ek moet gaan kos maak 5 uur in die middag. Ja, okay. So verduidelik ons bietjie, kan jy jou kreatiewe proses beskryf? Hoe gaan jy van 'n idee na 'n voltooide item? Want ek sien jy het nie net funksionele items nie, maar jy het ook regtig so stukke beeldhou, jy weet, ek weet, dit is nie net bordjies of koppies nie, dit is, want as 'n mens die woord ceramicist hoor, dan dink 'n mens noodwendig aan borde en bekers en jy weet, kalke, teepot of whatever, maar jou goeders is nie net funksioneel nie, jy het verskeidenheid van dinge. So die eerste 6 jaar omtrent van my journey, het ek, dis wat ek gedink het keramiek is mense borde maak en bakkies en koppies en bekers en bakke. En dit was 'n verskriklike awesome journey, maar dit was een van daai, en as jy nou praat van die kreatiewe proses, is dit, ek wil amper sê, dit was 'n lekker groeiproses, maar dit was ook sielsdodend, want ek kon nie kreatief wees op my manier nie, want mense bring en sê, hoorie, ek wil graag dit hê, en dan moet jy maak volgens wat hulle wil hê, en nie wat jou brein kreatief wil express nie. En toe het ek 'n jaar afgevat, en ek het regtig gaan sit en besluit, wat wil ek doen? Nie ander mense nie, wat ander mense wil hê ek moet vir hulle doen nie, wat wil ek doen? En toe het ek begin eksperimenteer en speel, en ek hou van om baie te eksperimenteer. Gaan hierdie werk, hoe ver kan ek hierdie klei stretch voordat hy regtig kraak, breek en in mekaar val? So, ek het daar besluit, ek wil oorbeweeg na meer decorative items as funksioneel. En nou dat ek daar is, moet ek eerlik vir jou sê, my kreatiewe proses is nie baie complicated nie, want ek sal 'n stuk klei uitrol, en dan sal ek net daar, okay, wat gaan ek nou doen? Wat hy is nou uitgerol, wat gaan ek maak? En dan as soveel soos wat ek begin speel, so dink ek, weet jy wat, hierdie is actually 'n cool idee, kom ons probeer en kyk of dit werk. Ek sal veel eerder 'n fisiese probeer as wat ek moet gaan sketse doen, en ek gaan hierdie een uitwerk. Ek het dit onlangs probeer met 'n viool wat ek gemaak het, en dit was verskriklik moeilik om in daai lyne te bly. Ja. Om daai patroon te vat en oor te sit en te sê, okay, ons gaan nou hierdie patroon vat en ons gaan dit nou, want klei werk nie so nie. Ja.
Dis nie lap waar jy onder 'n masjien druk nie, hy's baie temperamenteel, verskriklik. So Ja. dit is vir my die lekkerste van alles, is dat as ek vandag 'n idee het om 'n waffel te maak, moet ek uitfigure hoe ek daai waffel gaan maak. Ja. Ja. En Hoorie, sorry, jy sê nou temperamenteel. Ek werk ook met klei, so bietjie, en net meer en baie minder nou, maar as ek sê ook altyd vir mense, jy dit is temperamental, jy kry meer stabiele klei en so aan, maar wat bedoel jy as jy nou sê temperamenteel, net om vir ouens te verduidelik wat dit nie ken nie? Wat jy noodwendig maak, of dit 'n bakkie of 'n bordjie of 'n Spaceman is, okay? Ja. Gaan nie so uitkom as jy gefire het nie. Ja. So jou klei slamp, jou klei kan breek as jy op een punt te dun gegaan het en die ander is te dik. Dit kan ontplof in jou oond. Dit smelt in jou shelves in vas. So jy moet in ag neem, jy werk met die aarde. Jy gaan jy gaan nie net 'n blommetjie kry nie. Daar gaan so 'n paar bossies wees wat jy moet leer om uit te pluk. So ja, dit is baie temperamenteel, veral porselein. Ek bly baie ver weg van porselein af. Daar's mense in die veld wat regtig awesome is daarmee. Ek's nie een van hulle nie. Okay. So nou dat ons daarby is, so wat is jou materiaal voorkeure? Waarmee werk jy? Wat se tipe klei werk jy? Ek weet jy glaze. So ja, ek is vir die ouens wat nou nog nie gaan kyk het nie, ek seker dit is op een van jou blaaie is jou astronauts. Dit is ek's heeltemal verlief op hulle. Ek dink die hele tyd van hulle. Dink wat my geld. Jy het hulle first hand gesien. Hulle is mooi. Dit is nou die mooiste goed. Dit is die heel mooiste goeders wat ek tot dusver in die laaste ruk gesien het. So ja, ek weet jy werk met glaze, ek weet jy werk met 'n tipe van 'n sgraffito waar jy inteken het op die klei maar wat se tipe klei gebruik jy, want daar's so baie tipes en hoe hanteer jy glaze? My preferred method van klei is stoneware. Ek werk met stoneware klei, wat beteken die verskil tussen stoneware en earthenware is earthenware jou glasiere kan, as jy net so bietjie hoog fire, dan kraak dit, of dit is nie so stewig en sterk soos wat jou stoneware is nie, want jy kan hom bietjie hoër fire. So my firings wat ek werk is tussen 1180 grade en 1200 grade Celsius. So dit kan die klei en die glasiere wat ek dan moet gebruik, en dan is dit sterk en stewig. Porselein is nog sterker as dit, want dit gaan hoër. Maar vir my en wat ek doen, werk om 'n stoneware heeltemal 100% te gebruik. En ja, ek is nie baie lief daarvoor om slip casting te doen nie, so jy het 'n mold wat jy nou jou ek wil amper sê liquid klei nou ingooi en dan is jou vorm daar. Dit is ek gebruik op sekere goedjies doen maar klein, maar vir my gaan dit maar oor ek hou van ek sê nou die dag wat iemand vir my gevra het hoekom kry ek nie iemand om my te help nie? Toe sê ek, want dan is dit nie ek nie. Dan het ek dit nie gemaak nie. My bloed is daarin, letterlik, want jy sny jou stukkend. My trane is daarin, want jy huil omdat die ding gekraak het. So, You never know what happens wanneer jy daai oond oopmaak. Korrek, dit is Kersfees elke dag. Of Halloween, een van die twee. So jy, dis maar my glaze jy nie. Glaze jy soms partykeer daai blokkies waarop jy die kunswerke doen. Die sgraffito werk. Nee, so ek gebruik 'n ander, soms doen ek as ek goud moet opsit, maar my proses met hulle is ek sal hulle maak of op die wiel as dit 'n silinder is of ek handpulled die blokke. Dan moet hy op 'n ons noem dit leather hard. Hy moet net nie te sag wees nie, nie te hard wees nie. Dan sit ek my underglaze wat maar soos 'n gewone verf is, maar hy kan hoë temperature vat waar hy nie uitbrand nie. En dan begin ek nou my negatiewe wegkrap sodat die positiewe prentjie kan uitkom. En partykeer as ek gelukkig is met die underglaze wat ek gebruik,
het jy nie 'n glasuur bo-oor nodig nie, want hy kan of so lekker sheen look gee, of as ons het een aan dit lys wat bietjie blink, meer blink ook, maar as ek weet 'n ding moet goud op kry, sal ek daai stukkies, glasuur, sodat hy baie blink. Ja, ons gebruik 24 karat goud, 10% 24 karat goud. So dit moet ook opgefire word en hy daai baie blink nodig. Ja. So, dis ek 'n bietjie pricey. Ek sien baie keer die goue aksente op ceramics en ek het nie besef dat dit is werklik regte egtigheid nie. Ja, dit is. En dit is hoekom as jy daai items iewers sien, gaan jy weet jy gaan bietjie meer betaal daarvoor. Ja. So jou astronauts, doen jy dit met bietjie slipcast en dan sit jy hulle aan mekaar, want hulle, hoe maak jy hulle? Ek het soos 'n slump molds wat ek kan gebruik, omdat ek van die begin af geweet het ek wil eenvormigheid hê met hulle. Ja. Doen ek hulle skeletons, kan jy sê. Ons sit in 'n pressmold. Ja, net soos in 'n pressmold, net om die shape en vorm reg te kry, dat hulle almal ewe lank, ewe hoog is. Ja. En dan begin ek hulle aantrek en dan speel ek met klei met hulle backpacks en hulle al die foutjies en die gesiggie en hulle is mooi. Het jy nie 'n astronaut by jou wat ons kan sien nie? Kan ek gou een gaan haal? Asseblief, ja. Okay. Ek sou baie nuuskierig. Dis my volgende purchase. Ek sê julle, ek gaan nie my studio se plafon noodwendig klaarmaak nie, maar ek gaan 'n astronaut hê. Maar 'n astronaut gaan jou baie gelukkiger maak as 'n plafon. Ja nee, goed so. Ek het 'n prentjie in my kop. Ek dink ek het dalk al een gesien, maar ek kan jou nie verseker sê ek wil dit nou graag regtig sien dat ek weet ek dink aan die regte ding. Maar ja. Okay, hier gaan ons, né? So daar's 2. Enetjie wat jy kan hang, hy het 'n sleuteltjie agter. En dan kyk hoe mooi. Ek sien hom al in jou huislyn. Ek sien hom. Dit is swarte, ja. Ja. Die swart. En dan het ons die wat ek maak wat staan, hulle is op 'n stewige stand. Wat was die inspirasie agter die astronauts? Ek weet eintlik nie. Dit was daai was 'n silly idee wat ek net gedink het, astronaut, hoekom maak ek nie 'n astronaut en kyk of ek hom semi-realisties kan doen nie. Ja. En dit het gewerk. Trust me, ek was super verras. Toe die eerste een uitkom en ek soos, "You're so well done." Ja. Jy kan absoluut trots wees op jouself. Nee, ek het 'n paar astronaut goed en toe ek daai ding sien, toe ek, dis mooi. Hoorie, ek moet vir jou sê, jy's reg, die wit en swart is die wat hulle gaan. Yes, hulle verkoop baie goed. Ja. Die ander kleure, jy weet as nou kyk na turquoise of blou, jy moet regtig iets hê wat gaan uitstaan om die ander kleure in jou huis te sit. Ja, maar hulle is mooi. Hulle lyk so mooi. Sy het 'n pragtige mooi installasie gehad teen een muur met al hierdie astronauts wat so, dis ek kan imagine dit sal mooi wees. Ja, dis mooi. Ek het 'n foto geneem. Ek moet hom ek sal hom post. Hoorie so, en dan vertel ons 'n bietjie, wie is jou invloede? Wat is jou invloede en wat is die belangrikste invloed voel jy op jou styl? En hoe het hulle jou gevorm in die rigting wat jy in beweeg? Okay, sorry. Ja, dis 'n lekker vraag, maar dis 'n moeilike vraag. Ek is lief vir musiek en ek is lief vir kuns. Ek kan nie noodwendig vir jou sê, hierdie is my favourite nie, alhoewel Dali al vir baie jare 'n impak in my lewe gehad het met surrealism, want ons hoef nie net in 'n blokkie vas te kyk nie. Hy het my half geïnspireer om te weet, daar's 'n reguit lyn hoef nie reguit te wees nie.
En 'n olifant hoef nie kort bene te hê nie. So ek het baie daar uitgetrek om te besef ek hoef nie in 'n boksie te wees nie, want ek's eintlik verskriklik hard op myself as dit by my werk kom. Jy weet 'n boksie moet 90 grade, hy moet square, hy moet so, hy moet die. En dit was moeilik om uit daai uit te kom en te besef dit hoef nie perfek te wees nie. Mense hou van mooi, hulle hou nie noodwendig van perfek nie. So ek het baie daar uitgetrek. Ek is mal oor enige kuns. As ek na kuns kyk, ek waardeer kuns want ek weet die effort wat daarin ingaan. So ek kan na enige kunste kyk en ek kan besef of ek kan 'n kleur vat wat daar uit werk en dink, weet jy wat, hierdie is so cool. Ek kan actually iets probeer met so 'n kleur. Ja. So dis rarig, dis hoekom ek sê ek weet mense trek en sê ja, ek hou van dit inspireer, maar kuns oor die algemeen inspireer my. As ek sien ek meen lyn so goed wat ek gesien het by Johan van Heerden, net daai voëlnessies. Dan dink ek, oh man, kan jy imagine as jy nou sulke porseleinvoeltjies in het met hulle bekkies wat oop is of weet dit was dit jy kan dit sien in enigiets om jou. Ja, ek moet sê sorry. En ek sien baie jou werk het baie mens kan die invloede mooi duidelik sien. Dit is nie wild and all over the show nie. Daar's vir my so funky popular culture, lekker, mooi, kleurvol, maar dan ook en subtle. Dis bold, maar nie butch nie. Hoe kan ek sê daai as ek Dis nie so blaasy nie. Nee, dis net dit is lekker om lekker. Ek dink is vir my ook, jy weet, over the top is nie noodwendig altyd nice nie. Maar as jy net so 'n bietjie amper half, want ek het nou gekyk hierdie werk en as vir my amper half so tong in die kies, so, en dit is vir my subtle. Ek is mal oor as kind, jy weet, jy kyk dan as jy weer kyk, as jy, okay. So, julle gaan nou ek moet daar kyk of ek die foto kry. Ek is nou besig om hier 'n pub restaurant by ons oopgemaak en ek's besig met dekorwerk vir een van die mure. En die een deel is 'n waffle house waar hulle waffles en hulle wil milkshakes en jy weet so teen die muur hè. En ek sê ja, shop, no problem. Let's do this. En ja, maar jy sien daai tong en die kies kom nou deur, want al wat ek die milkshake gemaak het is strooitjies in en hy sê sak my slou. Gesinsrestaurant, waar kom jy? Verstaan jy, jy kan dit vat soos wat jy wil, maar dit is nie, ek wil nie noodwendig insulting raak nie. Ja. Dit moet fun wees. Jy moet nou dink kyk en gegil en dink, okay, alright, weet jy. Want dis so ek oor kuns. Ja. Kom ek sê, dis subtiel, jy weet, dit is nie in your face. Ek gaan nie name noem nie, maar ek het al baie ceramics gesien wat vir my so 'n bietjie, nee, ek weet nie, ek wil nie noodwendig eers my kinders vat na die uitstalling toe nie, jy weet, dit is vir my, dis rude. Jy weet, en daar's my 'n fyn lyn tussen dit, tussen wat kuns is, wat mooi is, wat subtiel is, en iets wat rarig net vir my, probeer deliberately, eintlik iemand te insult. Ja, ek hoor wat jy sê, want jy's reg, daar's 'n bitter fyn lyn. En tog wil jy hê kinders. Ek meen by Johan, daar was van die kinders het na hulle ma's toe gegaan en hulle het gemaak dat mamma daai blokkie koop want hulle het daarvan gehou. Dit was vir hulle funky en dit was jonk. Ek dink die seentjie was 12 of 13 jaar oud en hy het vir sy ma gesê ek wil daai een hê en sy het hom gekoop vir die een en iets vir die ander ene. So dit moet funky. Dis waarvan ek hou, want dit is nie net ons as groot mense wat betrokke is daarmee nie. Ons leer ons kinders die kultuur om lief te wees vir kuns. Ja, 'n regte kunstig te koop. Nee. Ja. Dit is amazing. Nee, ek dink ook so.
ons het nou gepraat oor die lockdown, dit is 'n groot ding. Ek weet soveel ceramicists het Ja. so gesukkel met lockdown en nou nog, ons weet nie, en met lockdown, die kragsituasie, dis eintlik wat ek wou gesê het. Ons weet die krag, ek dink dit was die eerste ding wat ek vir jou gevra het ook, is, hoe het jy die krag, want ek weet in ons dorp is daar mense wat rarig gesukkel het daarmee. Ek weet van 3 ceramicists wat net hulle sit met hulle hare, die een het al hele studio letterlik weggegee. Sy het gesê, ek sklaai nie, ek kan nie meer aangaan nie, ek gaan nou paint. Ja, dit is verskriklik en ons weet nou nie, ons is nou in 'n goeie tydperk. Hoe het jy daai, behalwe al die uitdagings, die kragsituasie, die barssituasie wat altyd daar is. As jy krag het, kan jy dalk groot surprises in die oond kry. Ja, hoe hanteer jy die uitdagings en om kliënte te kry en ja, al die goeders wat ons ek moet vir jou sê, ek voel eintlik baie gebless, want ek dink ek het vir jou gesê, dat ek praat nie eintlik daaroor nie, want dan gaan dit voel asof ek dalk, jy weet, 'n gunsteling is, maar ons het eintlik net perfek gekoop, toe ons gekoop het, want ons huis val in 'n lyn waar hospitaal nood is, die watertorings is nood, so ons krag mag nie afgaan nie. So ja, dit was my total blessing, like regtig geweest, want weet ek sal mense bel en sê, as jy wil fire bring, ek kan so bring, weet dit is okay. Maar ja, dit was 'n uitdaging met in die begin, en ek sê dit so, maar die eerste, ek wil amper sê 6 maande, toe hulle nog probeer uitfigure het, hoe gaan hierdie ding werk? Ja. Was dit nie so nie, het ons kragonderbrekings gehad. En nou Mata, as jy 'n 9 ure slot gehad het, van 10 uur tot whenever, jy gaan sit aan, en jy fire, of dit nou risiko is, of jou kliënte soek hulle werk. Ja. Jy kan nie nee sê of jammer sê nie, maar ek moet ook daarby sê, ons het al my kliënte met wie ek werk, het soveel leniency gehad om te sê, ek verstaan. Ek weet jy gaan nie die deadline kan maak nie, bring wanneer jy kan. Ja, dit was 'n baie groot uitdaging gewees. Kan jy sê sorry. Nee, gaan vooruit, jy is nog besig met jou vraag. Wanneer jy daai surprise, ek het al 'n oond gehad wat ek letterlik nie een ding kan herken nie. Wat letterlik die hele ding het net so dit was net stukke. Ek het alles aan mekaar geplak want dit was 'n ding wat moes klaar wees. Ek het 'n uitstalling gehad, maar ek het dit al gehad. Dan dink ek net, ek weet hoe dit gebeur het nie. Alles dieselfde gedoen. Ek weet, en dit is die ander ding wat ons sê, al wat jy doen is, jy sit daai oond aan en sê asseblief mag hierdie 'n goeie firing wees. Dis al wat jy kan doen. Maar ek moet vir jou sê, ek het ook al my oond menigte male oopgemaak en dan lyk dit soos jou geval het, want alles is plat gesmeld. Ek het al gehad waar ek my oond ek het langs my oond gesit, toe hoor ek, en dit klink soos wat langs my afgaan. En ek het net daar geweet, daar's dit, dis my. Alles in daai oond is gone. Toe het hy opgeblaas. Dan blaas dit op. En alles wat om dit is stikkend, dis weg, jou weg. As gevolg van een klein bogger. Ja, en dan maak ek oop en dan huil ek, depressiefly huil ek oor my werk en my man dink daar's 300 skroewe los, en hy kan nie verstaan, dis ek maak dit oor. Jy verstaan nie. Ek het so hard gewerk, maar dis hartverskeurend. Ek sukkel, ek werk vir 'n week nie as iets opgeblaas het nie. Dis net depressie. Morning. Ja, want nou al daai effort weer oorgaan. Wat het ek hier gedoen? Wat het ek daar gedoen? Want wat ek gedoen het gewerk. Ek verstaan nie lekker, ek moet eerlik wees, ek het, ek dink Lyn kan dalk saam met my praat oor hierdie ene. Ons is nou besig met opvoedkundige illustrasieboeke, en ek moet eerlik wees, ek het 2 van die boeke was soos regtig challenging geweest, waar ek het net soos geen creative freedom gehad, niks. En dit was net the worst of the worst stories wat 'n mens moet probeer iets mee maak. En ek gaan slaap,
depressed, ek staan depressed op. Daar's geen job satisfaction nie. Dis is die wêreld, dis die einde van die wêreld. Daar's net the sun will never shine on me ever again. En dan kom ek by Ja. 'n boek. Baie despondent. Ja, en dan kom ek by 'n boek, my laaste een wat ek nou gemaak het. Soos ek dink ek het lyn geïrriteer want ek is Vrydagoggend. Vrydagoggend ek is 6:00 op, ek sê, "Hey, dis Vrydag." Woehoe." En ja, en net die impak wat 'n mens se hande werk eintlik op jou hele siege het, jou hart, jou siel, jou drome, jou toekoms, alles. En dis bizar dat jou kunswerk, soos wat jy nou sê, jy is vir 'n week lank kan jy nie daarna kry uit as iets opgeblaas het nie. Dis net so amazing hoe dit 'n mens so totaal en al beïnvloed en amper al wil ek sê oorvat. Ja. Dit reguleer jou alles. Dit reguleer jou gesondheid, jou slaap, jou everything. Maar jy sien, ek verstaan 100% wat jy sê, want ek sê altyd, daai is, my studio is my happy place. Ja. Kyk, daar klim ek in my bubble in, en ek letterlik verloor kontak met realiteit. Ek dink almal wat ek mee al Yes. gepraat het, elke liewe kunstenaar sê dieselfde ding, dat hulle studio is hulle absolute sanctuary, hulle happy Yes. place, hulle, ja, so ek, So, ja, absoluut. Terwyl ek in daai bubble is, of ek nou musiek luister en of ek alleen dans, of ek issues wat gebeur en uitsort realiteit tel nie, ek het Ja. vir die tydperk, my kinders is by die skool of by die werk, my man is by die werk, ek praat met niemand, this is me. So alles wat ek voel en deurgaan, is daarin. Ja. En aan die oomblik wat iets nie uitwerk nie, is dit nie net van die ure wat jy ingesit het nie, dit gaan oor die trauma wat in dit is, en die happiness wat in dit ingegaan het, Ja. en dit is weg. Ja, absoluut. Nee, ek kan totaal en al relate hoor. Ja, ja, dis baie sad. Hoorie, vertel my van jou evolusie van jou styl. Soos wat jy deur al die challenges gaan en deur al die goed werk, sal jy sê dat dit jou beïnvloed het in die nie net die proses nie, maar van hoe jou uiteindelike werk lyk. Van hoe jy toe jy begin het met ceramics en hoe dit nou is. Ja, en wat 'n tema of element sal jy sê is daar van die begin af tot nou? Jy weet, of het dit regtig so ge-evolve dat daar niks is van jou? Nee, daar's totaal. Ek het begin, toe ek begin het ek het vir my 'n silhouet, ek het jare wat ek met my silhouet werk. En ek het baie jare terug silkscreening kursusse ook gedoen en op lappe geprint en wat ook al. En ek het begin om te dink, okay, kom ons maak mooi proteas. Dis waar ek begin het, is met 'n mooi protea of 'n renoster wat ek nou vir my mooi stenseltjies nou om die lyne perfek te kry en toe ek met dit begin het, toe dog ek, okay, cool, ons is nou in die Afrika stadium in, maar dit was my eksperimenteel toe ek begin het om te begin, wie wil ek word, wat wil ek wys? Ja. En ek moet vir jou sê, hoe meer ek dit gedoen het, ek het deur 'n black and white phase gegaan, waar alles net wit en swart was, want dit pas by alles. Almal gaan dit koop, want dit pas by alles. En toe raak dit ook so half sielsdodend om net dit te doen. En dan groei ek uit die wit en swart uit, dan probeer ek rooi of blou, en dan besef ek, okay, my color is actually like, dit gaan werk. So het ek gegroei, maar ek hou van funky art, en ek het nooit geweet hoe om dit te implementeer in my werk in nie. Ja. En hoe meer ek begin het met net die basics deur hardloop, het ek besef, okay, ek kan so bietjie die borders draai met die, of ek kan daai breek en hierdie probeer en bietjie meer funky raak so en ek het 'n groot, ek weet nie, ek noem dit my sugus. Onthou julle baie jare terug was daar daai sugus sweeties. Ja, toffies. Ja, ek noem hom my sugus, want ek het blokke gemaak. Ek sal nou kyk of ek die rekenaar kan omdraai. Ek kyk nou juis vir hom. En dit is net kleurvol en ek het hom ingeskryf vir 'n uitstalling by Rupert Museum in Graaf-Reinet. En hy was
een van, ek dink 35 of 37 items wat gekies was uit oor die 250 inskrywings wat so en toe het ek net daar besef, maar jy weet funky is nie noodwendig 'n pop art heen. So funky kan net 'n bold kleur wees. So dit het my ook weer ingebring en laat groei in okay, kom ons gaan nou net weer 'n bietjie bold colours, maar probeer my sgrafiete werk en kyk hoe werk dit met dit. Ja. So dit As, is as, maar jy het nou 'n paar keer gepraat ekskuus oor die sgraffito. Vir mense wat nou nie verstaan wat dit is nie, kan jy so vinnig en vlugtig net verduidelik presies wat sgraffito is? sure, kom ek gaan haal vir jou 'n blok hier en ek gaan nou mooi vir jou verduidelik. Ek's een van hulle, ek weet nie glad nie wat dit is nie. Dis vrek lekker. Dis baie terapeuties. So hierdie is een van die sgraffito stukkies. Dis mooi. Dis Is dit ingekrap? Ja. So dis nou daai wat ek jou gesê het, dan die glas die underlays word nou hier opgeverf. En dan moet ek het so 'n spesiale dun toeltjie wat ek weet laat invoer het en dan krap ek met hom al die wit wat my negatiewe spasies is. Sal ek wegkrap om my positief agter te hou. So as jy hom vat, het hy so 'n bietjie van 'n tekstuur. Hy's nie glad soos 'n gewone bord of 'n bak of 'n So dan sal ek nou krap dat hy so 'n bietjie tekstuur het en jy kan 'n image daar uithaal. Ja. Jy kan dan nou ook sê nou maar op blank klei kry klap. Hallo. Blank klei krap en dan glaze invryf of 'n pigment invryf en dan sit dit in die gaatjies vas, nê? Jy kan, ja, maar dan moet jy baie slim wees, anders dan gaan jy jou olie afskuur. So as jy voordat jy begin krap, dan smeer jy jou klei item met 'n wax resist. Okay. Dan krap jy. Ja. Wat wil jy nou wil hê? Dan smeer jy jou underlays of jou oxides of jou glasuur selfs, smeer jy oor en jy wipe. Dan bly alles wat jy gekrap het, die kleure binne in die lyne en daar waar die wax resist was, vee af, want dit bly nie agterin sit in die klei in nie, want hy maak 'n laagie tussen jou klei en weet hoe jy Ja. So as jy hom dan bak, smel die was af of krap jy dit eers af en dan bak jy dit? Of dit brand weg. Dit brand weg. Ja, dit is 'n natuurlike produk, hy brand weg. So dis eintlik lekker om met so iets te kan, maar jy kan met vaseline op werk sê wel. Hy brand weg. Ja, it's amazing. Okay. Ja. En dan ons het nou so 'n bietjie deesdae hoe balanseer of kombineer jy jou functionality met jou estetika? Is dit vir jou, jy weet, om te is dit vir jou belangrik, werk jy meer met fine art objekte deesdae as funksionele objekte of het jy nog steeds funksionele objekte wat jy maak, weet koppies, borde? Vir myself. Yes, En tensy iemand weet my spesifiek vra, dan sal ek terugbeweeg na funksioneel, weet om vir hulle ietsie spesiaals te maak. Maar ek moet vir jou sê ek het regtig wegbeweeg daarvan. Dit was vir my baie moeilik die laaste 3 jaar wat ek funksioneel gedoen het om kreatief te kon wees. Dit het vir my gevoel asof my siel besig is om net dood te gaan. Ek's besig om my passie en my liefde vir wat ek doen te verloor. So ek moes daai drastiese besluit maak om te sê ek gaan my sabbatical vat want ek kan nie. Of ek moet dit doen of ek moet ophou. Een van die twee. So ek gee nie om weer hier en daar 'n funksionele ding te doen nie, maar dit is nie meer so prominent elke dag nie. Ek het nou meer tyd vir waarvoor is ek lus? Wat ek het handsakke gemaak. Dis nie noodwendig dit het gewerk nie. Almal hou nie daarvan nie. Dis 'n niche ding om te dink jy gaan 'n kunsitem wat 'n handsak is. Iewers in jou, maar ek moes dit probeer vir my. Om te groei, om te kyk,
kan ek hierdie maak? Is dit doenbaar? Gaan ek happy wees met die eindresultaat wat daar uitkom? Ja. Hoorie so en dan ek weet nou nie presies hoe lank jy nou al besig is met dit wat jy mee besig is nie. Maar deur die jare soos wat mense gaan doen jy 'n paar goed wat vir jou uitstaan, uitstallings, so wat jy nou gepraat het oor die Rupert Museum. Wat sou jy sê was die mees lonendste uitstalling of erkenning in jou loopbaan en wat het dit vir jou persoonlik beteken? Okay, nommer 1, net om by Rupert in Graafrenet uit te kon gestel het was, hy het nie verkoop nie, my item het nie verkoop nie, maar dit was die highlight van my hele ceramic career. Is om te weet dat hy goed genoeg was om so te staan. So as dit is met quality worth, was dit daai item, maar my heel lekkerste, awesomeste exhibition was my heel eerste solo by Johan van Heerdens gewees, want dit was 'n total pop art. Lekker. Ek het ongelooflik van gehad. Ek het sygstokkies gemaak wat smelt. Ek het, dit was so cool, dit was so lekker, en dit was vir my 'n highlight dat 'n galery eienaar my gevra het, of ek asseblief 'n solo sal doen, want ek het nooit gedink dit gaan gebeur nie. Net my Ja. opdrag. Ja! So En die mense is so bang, het jy genoeg goed, gaan jy okay wees? Gaan nog mense opdaag, gaan nog genoeg mense opdaag. gaan dit verkoop. Gaan ek daarvan hou, is my handwerk goed genoeg vir iemand om in hulle huise te sit? Ja. En Dit is net vir my mooi. Ja. Ja, ek het dit was so freaky geweest, jy sal dit op my bladsy ook sien. Nie almal was mal daaroor, maar ek het baba koppe gemaak met spikes. En Ek het hulle gesien. Ja, en Jy. dan kan jy nou 'n kershouertjie insit of wat ook al. Ek het absoluut, my man het gedink daar's sielkundiglik fout. Hy het regtig vir my gevra, het ek hulp nodig? Moet ons want hy sê dit was vir hom te donker. Toe lag ek, toe sê ek vir hom jy weet nie, dis okay. Dis moenie worry. Ja. Maar dit het ek byvoorbeeld geniet, want dit was weer 'n hele ander tipe as net 'n blokkie krap of 'n spysvan maak. Ja. Dit was 'n nuwe eksperiment gewees. Weet ons praat oor ons praat baie keer oor of mens hoor die woord sustainability of volhoubaarheid en of volhoubaarheid in die fashion industrie of volhoubaarheid, jy weet goed moet nie gewaste word nie. Ek voel in ons land, behalwe dat pollution en daai tipe ding is 'n groot krisis, maar met goeders, ek voel ons het nie daai groot consumer overproduction kultuur waar daar berge ongebruikte klere of ou klere lê of jy weet, as jy in Engeland kom en jy kom by hulle skip area, dan mense gooi sommer hele teestelle of hele ceramicstelle weg of vol meubels of so in ons land, omdat daar so baie mense is wat so groot need het. Jy weet, as jy ekstra koppies of 'n ekstra ding het en jy gooi hom dalk miskien weg omdat hy 'n chip of iets het, is daar iemand wat hom actually iewers te gaan uitgrawe en gebruik. So ek dink ons het nie so erg waste culture nie. Ons het dalk 'n messy culture. Yes. Maar dink jy bietjie aan sustainability of volhoubaarheid binne in jou proses? Dink jy dit is 'n kwessie binne ceramics in ons omgewing? Ek meen daar's nie gasse wat uit mense oond uitkom of mense ek dink die klei is nog 'n baie lekker herwinde ding van al jou waste gebruik jy tog weer. Ja, word vinnig gerecycle. Ja, ek dink dit is een van die goed, maar weet jy enige gedagtes rondom dit, wat dit tog, jy dink tog bietjie daaraan, of is dit 'n kwessie, of is dit meer, ek weet ek maar aan jou werk? Nee, so ek het, dis eintlik so snaaks, mense sal vir my sê, ekskuus wat, dan as ek nie gelukkig is met 'n item nie, as hy 'n chippie of 'n kraakie, of hy het nie, die kleure het nie gefire soos wat ek dit wou gehad het nie, ek het nie plek vir storage nie, daar niks moet agterbly nie. Dan het ek my bediende ou Ruthie
sy is so lank soos wat ek sit. Sy is bitterkort en vreeslik cute. Dan sê ek vir haar, Ruthie, jy moet huis toe vat, jy kan gaan verkoop. So dan gaan sy, en sy gaan dan maak, dan gee ek dit vir haar, en ek sê vir haar, gaan verkoop dit daar, of gee vir jou chommies 'n geskenkie, en sy het al gesê, sy wil niks verkoop nie, alles moet in haar huis, maar sy doen ook tog, om weer vir haar iets te kry, om haar weer te help, as sy dit wil doen. So dit is wat ek met haar doen, want ek is nie in so groot produksie, dat ek 'n oormaat of 'n oorvloed het, wat te veel is nie. So die bietjie wat ek doen, gee ek nou maar vir haar, en sy kan dit of in haar huis kan gebruik, of sy kan dit gaan verkoop vir haar vir 'n ekstra geldjie, as sy so voel. Maar ek voel, ek kan weer bydra aan haar. Verstaan jy? Daar's weer ietsie wat ek haar mee kan help, en ek hoop regtig, dis nie 'n major ding nie, maar ek hoop dit kan deurtrek, dat mense kan in so 'n manier, dis amper soos pay it forward, tot so vat vir jou en gaan maak net wat jy wil met dit. So dis iets wat ek sal hoop kan dalk groter word. Ja, jy weet, mens weet nooit wie sien dit dalk nie. Jy weet, dit is vir my ook 'n manier om iemand anders te inspireer om te dink, jy weet, wat is hierdie? Hoekom is daar 'n klein space mannetjie? Dit is so awesome. My man, ek lief my werk, nê, en ek maak skoon agter my, maar as ek my wiel moet was, ek hou nie daarvan nie, dis nie lekker nie. So dan as my man en sy werkers hier kom iets by die huis doen, dan roep ek vir Faisal, dan sal ek vir hom sê, Faisal, asseblief was net my wiel. En dan, soos wat hy nou hier staan en besig is, en dan sal ek vir hom sê, okay, kom, rol gou vir my daai klei. So hy raak sommer betrokke, en dis okay, nee, jy moenie dit doen nie, maak so, leer so. En hulle het dit al so geniet, as hy inkom, dan vra hy, is daar klei wat gerol moet word? Lekker. Maar dit is weer vir hulle ook iets nuuts om te leer. Ja, presies, maar dis nou wat ek sê, jy weet, 'n mens weet nie wat se impak dit het op hulle, op iemand anders wat nooit die blootstelling dalk gehad het, as iemand wat groot geword het, sonder dit nie, weet, 'n kulturele verskil. Jy weet, ek dink ook, dit is waar 'n nasie soos, wel, dis maar waar Europa en Amerika verskil van ons, ek dink, want hulle het net hierdie verskriklike agtergrond van kultuur. Op 'n ander manier, jy weet, museums en galerye en dis nie iets wat regtig in ons kultuur so groot is nie, maar 'n mens kan dalk 'n bietjie van 'n verskil maak met klei en beeld. So dit vat net een persoon. Ja. So ek wil 'n bietjie by jou hoor, dis altyd vir my in lyn nogal 'n groot storie, want eintlik, ek wil nie sê ons verpest dit nie, maar dit vat so baie tyd op bemarking en verkope. Hoe benader jy dit? Hoe bemark jy en hoeveel tyd spandeer jy daaraan? Nie baie nie. Hierdie gaan 'n kort antwoord wees, nie baie nie. Nee, so ek werk alleenlik op word of mouth. My advertering en enigiets wat ek op sosiale media, daar's regtig maande wat ek bitter min goed post. En dan is daar maande wat ek, okay, julle, hier laai ons, hier gat ons. Maar my bemarking lê op my Instagram, my Facebook, en dan partykeer, ek kan nie regtig sê die bemarking is so groot wat van TikTok afkom nie, want dit is maar meer 'n informative ding, om te weet wat is die proses en hoe lyk dit en so aan. Maar ek werk meestal op word of mouth, of as iemand met my praat, dan sal ek sê, gaan kyk op my blad, gaan doen die, gaan doen daai. So ek doen nie regtig baie advertering nie. Ek het nie tyd daarvoor nie. Dit is ongelooflik time consuming. En waar verkoop jy oral van jou werk? Het jy permanente uitstallings of waar is jou werk wat mense kan gaan sien? So op die huidiglik is daar die sauces wat bordjies is by Johan van Heerden. Ek wou so graag deelgeneem het. Ek was so inspired geweest. Ek weet, nee, hierdie jaar is nie, dis okay, jy moes nie. Nee, nie hierdie jaar nie, volgende jaar. Nie hierdie jaar nie, volgende jaar. Ek hoop hulle doen dit weer volgende jaar, ek hoop regtig so. Dit is 'n baie cool ene. En dan is ek by Inkbox galery in Kalkboy by Johan. Dit is 'n stunning, klein, awesome galery. Ek wil so graag gaan kuier. Nee,
Ek ook. En dan kom ons gaan saam. Ons Ja, reël ek doen dit. Ja. En dan het ek by U&I Galery Henry in Seepunt. Ja, ek het nou weer vir hom Spaceman gestuur, die Spaceman is daar. Ek kan dink dit verkoop verskriklik. Hulle doen in die Kaap, is die mense lief vir die Spaceman, ja. En dan is ek by Riebeeck Kasteel by Mooi. Ja, Okay. Ja. dis 'n mooi galery daai. Dis mooi. Ek was nog nie daar nie, so my hart is bitter seer. Ons sal Ja. met 'n trippie maak. Ons sal moet Gaan gaan. Ja. Dit klink na 'n plan. Kry 'n busie en ons doen 'n roadtrip en ons gaan En al die galerye doen. Ja. Los almal by die huis en doen dit. Ja, ek kan dink, sommer dat ons nou, ons spring sommer gou-gou na 'n ander vraag toe. Waar hoe verskil Gauteng se verkope met die Kaap verkope? Ja. Good question. Pryse, kliënte. Kom ek wees, die Kaap is baie meer outerwear. Dit is nou maar net so, hulle is, die mense daar, dis my siening van hoe ek dit nou beleef het, is, hulle is meer outerwear. So, hulle hou meer van die kuns in iets wat jy maak. In Gauteng, Johannesburg wil ek sê, dit is meer funksionaliteit. So Johannesburg hou meer van die functionality, alhoewel daar 'n baie groot gap in die mark, dink ek, is vir meer kuns. Maar ja. As jy nie deel is van, jy weet, die baie groot national exhibitions nie, dan die kleintjies, jy eintlik sukkel maar om jou kuns te verkoop. As ek 'n borde en bakke en goeders moet maak, dit sal baie vinniger verkoop. Ja. So hulle is baie meer aware as dit kom by kuns en functionality. Ek wonder altyd of dit hoofsaaklik toeriste is, want ek voel net, mense sien nou die Kaap, maar ek dink tog gaan so baie mense deur die Kaap, van Gauteng af, jy weet, en jy is totaal en al in 'n ander mindset. Ek meen, ek het ook al 'n klomp goed in die Kaap gekoop, maar sê ek, ek het dit in die Kaap gekoop. Packet Ranch is 'n Gauteng artist, hulle goed soontoe stuur. Ek is op vakansie, ek het 'n ander mindset. Ja. En heeltemal ontspan en relaxed en ek het 'n ekstra geldjie wat ek op vakansie vat. So nou koop ek ietsie. Ek gaan nie noodwendig in die straat afry na 'n galery wat ek elke dag verby ry, stop iets koop. Ek weet nie, dis net vir my, dis so weird. Ek dink regtig dit is, ons sê altyd die kuns koop beter in die Kaap, maar dis nog steeds die Gautengers wat dit koop. Dit is, maar jy's 100% reg, want ons tyd, Johannesburg en Gauteng, ons is besigheidsgeoriënteerd. Dis daai rat race, ons is in die concrete jungle en ons het nou 'n rat race, ons moet nou weg. Kom jy by die see, is chill. Dis waantoe gaan ons vandag, ons ry Weskus op, of ons ry hier, of dan dink jy, oh man, daai sal actually mooi lyk in die huis. Ja, jy vat, want dit is jou tye wat jy na winkels toe gaan en galerye besoek en jy's reg. En ek dink in elk geval is bly 2/3 van Joburgers in elk geval dink ek op die oomblik is 2/3 mense in die Kaap is Gautengers. Ja. Vir die split migration. 100. Ja, ons het so ruk terug met Madeleine Kooiman van Monen van Kooiman, Van Monen Kooiman. Van Monen Kooiman, sy kom van Pretoria af en sy het toe getrek en ons sê toe, jy weet, wat is die uitdaging daar, is dit makliker, sê sy wel, jy weet, daar's galerye is daai met dozen, maar kunstenaars is ook daai met dozen. Jou kompetisie is baie groter, jy moet operate. So ja, dis maar 'n moeilike ding, dit is 'n baie moeilike ding om te juggle, ek dink ons almal wonder daaroor. Maar hoe kom jy by galerye in? Hoe het jy byvoorbeeld by daai galerye ingekom? Ja. Ek het begin by Johan van Heerdens, net weet group exhibitions doen. En dis toe Mickey my raak gesien het en my uitgesonder gevra het, hoorie, sal jy? So daarvoor was ek dankbaar. Met Johan van Heerden, ek het 'n dierbare awesome vriendin, julle moet al gaan check, Madoodles, Deedrey. Sy het al Sy is awesome. En die eendag
sit ek en sy gesels oor die foon en sy raak sommer so half nikkerig met my, soos Ilse, jy moet jou werk op ander plekke ook kry, jy moet. En ek soos, okay, Deidre, maar waar? Wat moet ek nou doen? Want ek is nog dom, ek's nie in hierdie hele, en sy sê, okay, ek gaan vir jou nommer stuur, jy bel, bla 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 bla, ek soos, okay, ek sal bel hoor. Maar dit is ook nou daai, weet, nou moet ek self gaan verkoop en Welkom. Dis en ek terrible. dink, weet jy, WhatsApp is awesome, ek hoef nie met jou te praat nie. Ek gaan hierdie mense 'n WhatsApp stuur met 'n paar foto's. Want ek was skaam en bang en nervous. En ek soos nee, ek gaan hulle net 'n goeiedag, ek is Ilse van Ilse Ceramics, bla bla bla. Hierdie sal jy belangstel, ek het jou werk gesien, sal jy belangstel in hierdie paar van my items en onmiddellik het Johan van Inkbox het hy my gebel en vir my gesê, yes girl, ek soek. Dus ek stel belang. Maar hy's 'n sweetheart. Hy is nie. Ja. En ek het dieselfde gedoen. En hy's ook 'n Gauttenger, né? Ek het so verneem. Ja, nee. Hy's 'n fake kypie. Hy gaan my uithaal. Hy het in my skoonsussie se straat gebly. Ja. En dis hoe ek hom leer ken, ek en Lyn. En ek en Lyn het 'n uitstalling gereël by in my skoonsussie se tuin, want hulle het 'n verskriklike mooi tuin op die golfbaan. En toe Johan en Melt het net daar ingetrek en hulle het verby ingestap by ons tuinuitstalling en dis hoe Heart in the Garden begin het, by the way, want ek het die uitstalling gereël sodat ek kan geld insamel om vir my man 'n trouring te koop. Hoe sad is dit? Maar in elk geval. Nee, dis nice. Want ons troue was so vinnig gereël geweest want my man moes oorsee gaan werk en hy wou nie alleen gegaan het nie, maar ons was toe al 9 jaar verloof geweest. Okay, hierdie is nou 'n lang storie. Maar in elk geval, en toe koop ek die trouring, toe trou ons, toe gaan ons weg. Die jaar daarna, dieselfde tyd wat ek en Lyn, ons het Fleur de Broek genoem, né? Ja, ek het dit vergeet, ja. Ja, toe die jaar daarna het Heart in the Garden begin, in dieselfde straat, en dit was toe nou ons wat dit eintlik begin het, en Johan het al vir ons gesê, baie dankie vir die idee, want hulle het toe nou die idee by ons gekry. En, so toe ons terugkom van Dubai af, want toe was ek nou vir 'n paar jaar in Dubai gewees, en tussen kinders kry en so aan, toe terugkom toe ek en Lyn by Heart in the Garden uitgestal, en dis hoe ons Johan ken. So hy is 'n Gauttenger en soos wat ek sê, 'n sweetheart, ek is baie lief vir Johan. Ek het ook 'n onderhoud met hom gevoer. Ja, ons sê ek dink is ook al nou presies 'n jaar terug, hoor. Ja, hy is baie cool. Ek is super mal oor hom. Ons lag altyd en daar's altyd so een of twee vloekwoorde in mekaar in, want as ek iets stuur en dit breek, dan dis hartverskeurend weer eens, want dan sit nie ek nie en dan sit die blerrie couriers, maar hy is super cool. Ek regtig mal oor hom. So dit was maar my approach om daarin te kom. Ja. Net om te sê hallo. Isak. Ja, vir daai jump, ek dink dit is een van die goed, jy vat die jump. Ja. En dis eintlik die raad wat ons nie vir mense gee om in die gallerye in te kom nie, is om jy approach nie 'n galery as jy nie al in hom was nie. Yes. Want dit help, jy moet verstaan waaroor die ding gaan. So maar jy het nou nie daai paadjie gevolg nie en dit het vir jou gewerk. But you had the goods to show. Ja, maar ek het baie navorsing gaan doen oor hulle heel eerste, hoor. Let me tell you. Want ek wou eers kyk, werk my aesthetics met hulle aesthetics. Is dit iets wat gaan resonate met dit wat hulle uitstal in hulle gallerye? Werk my visie en sy of wie ook al se visie saam. So wanneer dit werk, dit is presies dit. My werk gaan nie enige galery pas nie. Nee, presies. So dit is nie net willy-nilly gewees nie. Jy het jou navorsing gedoen, Ja. Ek het hulle gaan stalk. Ek was 'n 100% FBI agent. Rarig. Ja, en dit is wat mens moet doen want dis hoe besigheid werk. Ek gaan nie my tweedehandse tacky in 'n Louis Vuitton winkel probeer verkoop en of wat ook al nie. Jy weet, ek gaan net nie begin dit. Nee, mens kan nie altyd by al die gallerye uitkom nie. Mens kan nie dit sien nie. Dis nou maar net hoe dit is. Maar mens doen jou huiswerk, dan het jy die leverage om sommer 'n WhatsApp te stuur en
Ja. Wat jy kan doen. Jy weet, en dit is nie heeltemal cool nie, want jy het bietjie van 'n reference ook gehad. Maar mense het nie noodwendig references nodig nie. Gelukkig kan 'n mens gaan kyk en jy gelukkig vir social media en Dit toeganklikheid. daar's nog een ding wat ek nog eendag wil doen is ek wil iewers internasionaal een of ander beneel nog internasionaal doen, maar dit sal op sy regte tyd sal uitkom. Ja. So dit is nog een ding op my lysie en dan dink ek sal ek graag 'n paar ander gallerye ook wil approach want dit is ook nou dat jy dit sê, which reminds me, daai wat jy vra my growth in hoe en waar ek toe ek begin kyk het na gallerye en wat hulle uitstal en wat hulle estetika is en waarvan hulle hou, daai tipe van goed, toe besef ek ook, okay, hierso is nou weer 'n nuwe creative thinking, want nou kan ek, okay, dit is die vibe waarmee hulle werk, ek kan iets miskien maak in daai vibe in. So, dit help as jy 'n bietjie navorsing doen op jou gallerye om te kan sien, waarvan hou hulle, wat trek hulle aan weer aan ander kunstenaars. Ja. Nee, absoluut. Ja. Ja, ek dink ook dit is waar ons nou weer terugkom by die funksionaliteit en die estetika, die feit dat jy van jou weet meeste as jy nou saam met 'n ou ceramics uitstal dan sit baie tafelspasie, pakspasie waar jy jou beeldhou, jou ceramics 'n gaatjie in het sodat jy op die muur kan hou. Daai weet om dit aan te pas so dat dit meer funksioneel vir 'n uitstalspasie is, dat dit 'n muurbehangsel word of soos daai fyn gordyn wat noem jy dit? Dit is 'n gordyner, ek dink dit is eintlik 'n gordyn, maar ek het sulke ringe gemaak, maar dit is gedoen met porselein. Ja, dis verskriklik fyn. Ja. En ek het, weet, dis net klomp ringe wat ek met draad, daai draadtou chippertjies. Ja, daai met die chippertjies aan mekaar gesit het. En as hy hang, dan veral teen 'n donker of 'n ligte agtergrond wel, dan dit is so fyn en sag en dis net verskriklik mooi. Ja, dit was my tweede porselein poging en dit het gewerk. Ja. Maar dit was net omdat dit gerol was en gesny was. Daar was nothing complicated to it. Ja, ek wil nie weet hoe koerier mens daai ding Kaap toe nie. Nee, maar jy sien, dit is waar dit ook moeilik raak, is die vervoer. Want ek kan hom hoe verpak, dan bel hulle my. Dan sê vir my, ek jammer, hy het gebreek. Ja, nee, as maar hulle die bokse gooi. Ek het al slegte gehad. So ons het nou aspirante, jou raad vir aspirante kunstenaars. Doen dit. Whatever jou hart vir jou sê, doen dit. Want daar's geen handboek nie. Daar's niemand wat vir jou kan sê, dit gaan nie vir jou werk nie. Daar's niemand wat vir jou kan sê, hoor jou kuns is terrible nie. Niemand nie. Want daar's baie terrible kuns en hulle verdien miljoene dollars vir dit. So, jy moet net genoeg vertroue hê om te weet dat wat ook al jy sit en maak en dit wat jy doen, as dit goed genoeg is vir jou, dan is daar baie mense daar buite vir wie dit meer as goed genoeg gaan wees. Ja. So ek sê altyd as jy dit nie vir jouself wil maak nie, dan moet jy nie dink dat iemand anders te gaan dit wil hê nie. If you're not willing to put it on your own wall or put it in your own house, then moenie eers probeer nie. Ons is so maklik om iemand af te kraak en dit is ongelukkig society, is dat jy kyk na iemand se werk en dink jy, kyk, weet nou nie hoe hy daai geld verdien het nie. Maar daar is iets vir almal. Ja. Ek sê altyd vir elke haas is daar 'n baas. Absoluut, absoluut. Ek is net dankbaar dat ek het baie ek het 'n vriend wat eintlik so 'n groot rol in my creative process ook speel, want hy is 'n creative director. Hy werk weer met film en video's en jy weet advertering en daai tipe van goed. En dan ons kan sit en gesels en dan sal hy vir my sê en ek love dit, ek is mal oor kritiek. Ek vat dit ter harte en nie lelik nie, ek vat dit ter harte vir my. En dan maak ek iets en dan sal ek vir hom sê, listen dude, what do you think about this? En sê vir my, you want to sell that? Dan sal hy dan sal hy vir my sê, nee, jy weet, en dan ek vat dit,
ernstig want ek besef hy is soos 'n spieël. Hy reflect en hy is eerlik genoeg om vir my te sê jy's beter as dit. Okay, jy kan beter maak as dit. Moenie settle vir mediocre nie. Moenie settle vir mediocre nie. Ek moet sê ek praat baie daaroor. Ons luister baie en veral nou dat ek so besig was met hierdie handboeke. Ek en my dogter is albei besig in dieselfde vertrek. So ons dis die hele dag lank besig om podcasts te luister en so aan. En die een podcast 3-point perspective. As julle dit nog nie geluister het nie, asseblief doen julle self 'n guns. Maar in elk geval Ja. die wat was my punt nou gewees? Ag vaderland. Maar ja, die kritiek ja. Hulle het met 'n ou gepraat wat ook spesifiek illustrasiekunstenaar is en hy het ook baie laat in sy lewe begin daarmee en ook begin met een van hulle kursusse wat hulle aanbied want hulle bied ook kursusse en goed aan. En hy is op 'n kritiekgroep. En hy sê dit het nou al so groot geword, jy weet nie, jy ken nie regtig die mense nie, maar jy jy vat 'n foto van jou werk en dan het almal 'n kans om te kritiek. Jy hoef dit nie te kritiek nie, maar en hy sê dit was vir hom so waardevol gewees, want daai mense het nie 'n emotional attachment aan die werk nie. Jy weet vir ons partykeer gaan dit meer oor die proses en ek het so veel ure hier ingesit en dit is vir my so mooi want ek het 'n spot op my muur wat ek het kan envision. Maar ek dink om soos wat jy nou jou vriend het wat vir jou kan sê listen mense het dit regtig nodig en ek het vir Lyn actually laasweek 'n boodskap gestuur en gesê ek dink ons moet 'n kritiekgroep begin met al die kunstenaars wat ons ook al geïnterview het. Jy weet ek dink as mense daaraan wil deel hê nie dan kom jy van die groep af, maar spesifiek om ook daai 'n absolute terugvoer te kry wat onemosioneel is, wat vir jou kan sê, hoorie so ek dink jy sit die pot mis of ek hou van hierdie of Weet jy wat is die groot ding? Ons moet verby offensiveness kom. Om kritiek te kan vat en dit actually te kan bou. Ek het baie jare terug in my lewe het ek vrede gemaak om te sê ek wil nie meer offense vat as iemand met my praat nie. Want as iemand met my iets wil deel, beteken dit hulle sien waar ek kan groei of hulle sien iets wat ek beter kan doen of potensiaal. Hulle sien potensiaal. So ek is nie bang. Ek meen as ek het vriendinne wat vir my goed stuur en vir my sê Elsa ek het jou eerlike opinie nodig. Ek het een spesifieke vriendin in Knysna. So en soos vir my sê, friend, I need you to be honest with me about this. What do you think? En dan kan ek vir hulle sê I don't like that. You change that or that's not going to work en sy doen dieselfde vir my. Ja, dis wonderlike mense het regtig 'n klankbord nodig om objektiewe kritiek te kry. Maar jy moet bereid wees om eerlik te kan gee sonder om te voel om te attack. Nee, daai jy kan sê hoorie, daai is beautiful but as jy miskien oorweeg om dit en dit te doen, kan hy beter so wees. Nee, ek stem 100% saam. Hoorie so maar ek wil graag by jou hoor. Jy het nou gesê dat jy het nou hierdie droom om internasionaal. Ek het dieselfde droom. Ek wil ook nog vir altyd baie graag internasionaal en ek het nou 'n boekcover wat ek gaan doen vir Amerika, maar dit doesn't count. Dis net 'n boekcover. Nee. Maar wat ek by jou wil hoor is buite nou jou droom om oorsee by een of ander biennaal uit te staal en wat is jou hopes and dreams vir jou kuns? Nie spesifiek waartoe dit gaan nie, maar wat is jou drome vir jou kuns? En jou boodskap en wil jy hê dit met iemand aanraak? Wil jy Absolutely, yes. Ek grap altyd en sê ek weet jy my droom is presies wat ek doen. En ek's eerlik want ek sê altyd ek maak 'n ding en soos ek nou gesê het my bloed en sweet is daarin. So as ek weet ek het iets gemaak vir iemand en dit hang in sy huis, you'll never forget me. Never. Ek gaan permanent in jou gedagtes wees. Ek het 'n impak gemaak in jou lewe om iets in jou huis te laat hang. So elke keer wat iemand nie in jou huis instap en sê, "Ag, dis beautiful." Ek gaan daar wees om dit saam met jou te deel. En dit was van die begin af my goal. Ek wil maak om te deel. Ek wil hê dit moet 'n talking piece wees. Ek wil hê jy moet kan sê, hoorie, ek kan actually nie wag om te sien
wat's volgende nie. Ek wil dit is my end goal is om happy te wees met my werk, om te weet ek los my vingerafdruk in jou lewe. Jy gaan my nooit vergeet nie, never. Want ek het iets gedoen vir jou wat spesiaal was vir jou. Ja, Ja. absoluut. Dis waar ek wil opeindig. Ek weet dit was seker maar stupid of cliché, maar that's where I want to be. Is ek wil om galerye te doen, don't get me wrong, is amazing. Dis like seriously awesome en om iemand te hê wat jou 'n e-pos stuur om vir jou te vra, "Hoe kan jy hierdie vir my maak? Ek is spesifiek op soek." Dis amazing. Ek sal baie love om meer van dit te kry. Maar op die eind van die dag gaan dit vir my oor wat het ek agtergelos. Ja. Oh, dis baie cool. Ek like it. Ja, ek wil agterlos. So ek moet jou net Dit is amper soos 'n geskenkie wat 'n mens los. Ek moet sê ek het 'n vriendin gehad wat elke keer as sy met my kuier het sy vir my sy het altyd ietsie vir die handsak genoem. Sy het of 'n roompie of 'n roller lekker ryk dingetjie wat sy self gemaak het of so en daai goedjies is alles nog my handsak is altyd baie de mekaar, maar is alles nog steeds in my handsak. En sy is ongelukkig nou oorlede, maar elke keer as ek my handsak oopmaak en ek het iets nodig, dan sit sy so, she knew I was gonna need this. Jy weet, dis elke keer net daar en dit is dieselfde met jou kunswerk. Wanneer 'n mens daai enige oomblikse uplift, jy weet, dan kyk net vir jou werk en ek seker daarvan dit sit as 'n smile op iemand se gesig as hulle daarna kyk. Ons het nou vriende wat geïmmigreer het en maar dit is skrikkelik seer daaroor gewees, alhoewel ons so happy is vir hulle journey want dit was hulle droom. En ek het gedog, weet wat, ek het 'n Spaceman spesifiek vir hulle gemaak en vir hulle as 'n going away present gegee. En ek het gesê, weet jy wat, dit was my mooietjie wees. en dit was my doel gewees is ek gaan nou saam jou. So volgende keer jy gaan weer in jou huis instap, ek is daar. Ek hoef nie, but I'm with you. I'm there. Maar daar's 'n deur vir jou vir oorsee, né? Ek meen daar het jy nou klaar 'n stuk kunswerk. Dit was baie strategies geweest. Baie slim. Baie slim. Sien, nie almal kan mooi en slim wees nie. Ja. So iemand gaan in hulle huis instap en jou Spaceman sien en daar is jou volgende internasionale uitstalling. So jy gaan moet terugkom na Koppelteken Kuns toe en vir ons verduidelik presies hoe jou internasionale tripie toe nou gebeur het. Ek is in vir daai ene. Ek sien dit, maar ek dink ek gaan hulle die huis al nodig hê. So een van julle gaan miskien Ek's eerste. die YouTube kameraatjies saambring en sê ons doen 'n vlog. Ons doen daai dag 'n vlog. Ja. Ons sê nou jy sê jy wil oor musiek waar ons as podcasts verslaaf. Terwyl jy werk, waarna luister jy? Kan ek gou net my playlist oopmaak en dan gaan ek vir jou sê nee. Want dit is 'n mixie matchie. Jy lyk vir my soos 'n rocker chick. Listen, ek wil vir julle sê nee, ons luister nie baie Afrikaanse musiek in ons huis nie. Ons hou van Engels en wat maar daar was twee kunstenaars wat ek redelik recently ontdek het en Jock Moorman is een van hulle. Okay, Jock Moorman, Into the Rain, a definite must listen. En dan het ek vir Carla Franco. O ja. Sy's doof. Dis 'n dowe sangeres en ek het Scared to Love wat ek kan daai ding op repeat sit en net ek is absoluut mal daaroor. Sy het 'n unieke stem. Ek hou van Raspberry. En dan het ek natuurlik Post Malone se hele nuwe country album wat op is, ek absolutely love hom. Ek hou van Journey. Blue October, I Hope You're Happy. Skryf hom neer. Dit is 'n must listen. Georgetown wat ook 'n Suid-Afrikaanse band is, hulle is flipping cool. Dis 'n variety. Ek het James Bay, Benson Boone,
daar is Metallica en AC/DC ook hier. Nee, ek kan dit dink. Dis ek het geweet. Ja, nee, ek het ook gedink, ek het metal, it's 'n metal meisie. Ja, en daar is Pink, ek's absoluut mal oor Pink. So ek het Pink en ek het Miles Smith en Artemis. Skus, dis die stofsuier. So On cue. So my smaak in musiek is presies soos my kinders. Ek gee nie om nie. Ja. Solank dit mooi is aan them. Ek luister, ek Shazam en dan gaan hy playlist toe. Kom ons ek wil net gou wat se Carla Franco of Carla. Carla, Carla. Ja, Carla Franco. Daai eerste sang wat ek nou vir jou van hom gesê het. Daai was nogal vir my want dit was soos daar's so 'n bietjie van 'n los oor waaroor sy sing, maar dit was net amazing. En dan is daar nog eene wat sy sing oor haar ma. Weet wel ek weet nie of dit haar ma is nie en of dit net 'n liedjie is nie, maar dit gaan oor 'n ma. Maar dis amazing. Sy's totally awesome. Totally awesome. Lekker. Dis hoekom ons al hierdie altyd vir almal vra want ons kom op amazing goed af wat mense nie van weet nie. So dit is ons missie met vra waarna luister jy. Dis altyd lekker. Maar ek moet vir jou sê, ek soos al hoe meer en Sonnekus. Ek hou nogal van hom ook en piesangskille. As dit na Afrikaans moet gaan. Sonneke. Ek ken ook nie Afrikaanse musiek so goed nie, maar ek luister graag. Goed. Ja, lekker. En as ek nie sê glaskas nie, gaan ek in die moeilikheid wees. So jy moet glaskas ook kry. Glaskas, goed. Julle sien, julle het jong kinders, jong mense in julle huis of in julle lewens, dan help dit nogal. Ja. Sorry vir jou kinders, ek wil net so vir interessantheid omdat dit nou so of met my resoneer. Is jou kinders ook kreatief? Geniet hulle dit ook om saam met jou klei te gooi? Nee. Ek straf daai dogter van my as ek vir sê ag sis, kom sit nou en maak iets saam met my. Nee. Ek moet wel nie. My seun, ek spot altyd tussen die twee is Anthony, die een met kultuur. Dis my kultuurkind. Ek kan vir hom sê gaan na daai galery toe. Hy het altyd saam met my galerye toe gekom. Hy lief dit. As hy foto's sien dan sal hy sê, "Mam, ek soek daai ene, ek soek so ene, maak vir my so." My man en my dogter is soos jy bederf hulle glad nie om hulle na 'n galery toe te vat nie. Oh man. Maar Shanae sy skryf. Okay. Dis haar kuns. My dogter skryf ook. Ja, sy skryf. Sy hou van poetry en so aan. Anthony is musiek. Hy hou van musiek. Hy kan gitaar en so aan. Maar en hy teken, hy double so 'n bietjie met teken, maar nie regtig glad nie klein nie. Okay. Interessant. Ja. Sorry, Ilse het sy het gesê met haar seun het hulle vir hom gesê, hoorie dude, jy is nou klaar met skool, jy gaan nou besluit wat om te doen, jy gaan nie hier rondhang nie. Jy gaan besluit om wat om te doen, so en dis hoe die bootding ingekom het, dit is so sy diensplig. Dit is, shame, hy het ons gefight, hy's 'n personal trainer op die skepe. En hy wou hier iets en ons was soos nee, jy moet hierdie eenheid vir ons gefight. Nee, hy wil nie. En toe het ons net gesit en gesê, jy weet, soos jou pa weermag toe gegaan het. I'm so sorry. Boy, hierdie gaan jy doen. Jy moet dit gaan doen. En ek moet vir jou sê, ek hoop en bid daar's ouers wat hulle kinders aanmoedig om uit te gaan en nie net binne skepe te gaan doen nie, maar gaan werk oor see, gaan stuur hulle, want dit is die vinnigste wat hulle groot mense word. Die vinnigste. Ja, dit is so. Verseker. Het julle seuns? Nee, ek het 2 dogters. Okay, seuns is baie lui. Hulle is nie dogters nie. Ja, ek weet nie of ek dit sou kon deel nie, want my 17-jarige dogter en my 12-jarige dogter is absoluut beide my regterhande. Ek Ja, die alles nie lui nie hoor. Nee, dis die ding met 'n seun, is like
Nee. Ja, ek dink as jy seuns los, bly hulle vir ewig by jou. Jy gaan vir hulle kos maak en hulle wasgoedjies was tot hulle 60 is. So Korrek. jy moet hulle uitstoot. Ja, Jy kan dan nie kan ons oproep oproepe. om hulle gap jaar te gee nie, want dan groei hulle aan die bank vas. Hulle moet uit as Ek het 'n- Kan gap Ek het jaar geen. Ek het 'n ander vriendin wat se seun ook sê, hy was ook so of hy gaan 'n gap jaar vat by die huis en die een dag toe kom sy Dan pa is by die huis. nooi jaar. Ja, maar die een dag kom sy pa by die huis en dis nou soos dag, weet nie hoeveel, wat hy net soos eintlik in sy pyjamas rond lounge en jy weet, dit is games van die oggend tot die aand en sê sy pa van die oggend voor hy werk is, sê hy, as ek vanaand by die huis kom, het jy vir my 'n plan, 'n lewensplan en as daar nie 'n lewensplan is nie, sal hierdie jou laaste maand in die huis wees. Oh. So ek wil weet wat is jou plan vir die toekoms? Ja. En toe hy die aand by die huis kom, toe sit hy daai papiere daar neer, toe sê hy, okay, ek gaan wits toe, ek gaan tale swat, want ek wil Japan toe gaan om Engels te gaan gee in 'n skool. Hy sê, hy het nie gedink, dis wat daar gaan uitkom nie. En nou, hy het toe eventueel, ek dink, weet nie hoeveel tale magtig geraak, en ook met 'n meisie betrokke geraak wat nog meer tale as hy magtig is. Hulle is ortholinguists en hulle is in Japan. En hy is happy. Super happy. Jy Ja. sien, ek het 'n probleem met op 18 moet jy weet wat jy wil word. Presies, hy sê hy het dit nie reg gekry het as hy dit vroeër moes doen nie. Hy is 'n absolute gemors daarvan gemaak het. Op tussen 18 en ek wil sê 22 is jy nog eintlik 'n child adult. Want hoe weet Tot jy om die 30. Ek was absoluut 'n Ja. leek geweest tot om die 30, ek sê. totaal. So toe hierdie geleentheid nou opkom, 'n vriendin van my was 'n fotograaf op die skepe gewees en sy bemoedig as sy 'n jong mens sien, sê sy wat soek jy in Suid-Afrika, gaan werk oor see. Gaan net. En ja, en sy was so deel van die journey om jy weet om ons te help om hom daar te kry, want sy sê wat anders gaan hoe gaan jy leer wat jy wil wees en wat jy wil word, waar jy wil opeindig, sy gaan bou vir jou finansiëel sterk op, doen net iets met jou lewe, moenie dink Suid-Afrika, die wêreld bestaan uit Suid-Afrika uit nie, gaan net. So ek moet vir jou sê, ek is so happy, ek verlang vir my dood na my kind, ek meen, dis my weefsel, dis my hart uit my liggaam uit wat weg is, en ek is in total denial oor my dogter. Ek is in total denial. Daai kind gaan vir die res van haar lewe hier bly en sy gaan vir 20 jaar in matriek wees. So ek is in denial. Myne ook, verseker. Want ek dink nie nou daaraan nie. Ek kan nie, ek wil nie, ek kan nie. Nee. Wat Jenny, gaan ek baie Urbanols drink, want dogters is anderste. Ja, ek moet sê ons het probeer om my dogter te kry om daar's 'n verskriklike oulike, want ek tuiskool. So daar's 'n verskriklike oulike kamp waantoe jy ook in 'n werkskamp. Sy speel soos sy sê dis 'n konsentrasiekamp of 'n workers camp waantoe ons al wil wegship. Maar net so bietjie om onder die vlerk uit te kom ook, jy weet, want om so heeldag by die huis saam met jou ma, saam met jou pa, saam met jou sussie te wees. Ja. Selfs jonger sussie, dit is daunting. Ja. Ons wil nie eens daaraan dink nie. Ja. Om vir 2 weke te operate sonder haar. So dit was nou eintlik die plan geweest. Sy was onder self vandag te vlieg, maar ja, dinge het nou so uitgedraai op die plaas dat die plaas se eienaar het nou hulle het actually 3 kinders aangeneem of ja, so het hulle gesê hulle kan nie by die stadium ander kinders inneem vir kamp nie, want hulle weet nie wat die situasie is of hulle traumatized is of so ja, lang storie, maar in elk geval ja, so die kamp het nou nie gebeur nie. So ons I'm still looking for a camp. Ek wil eintlik haar nog steeds Kaap te stuur om my ander vriendin se kinders te gaan bietjie au pair vir die skoolvakansie wat aankom. Dis 'n goeie ding. Ja, ek dink sy sal goed doen daarmee. Ek dink sy sal. Dis nou dalk nou nie soos 'n plaas waarop jy nou, daar's nou nie ander jong mense waarmee sy gaan interact nie, wat ek eintlik wou gehad het. Dis eintlik 'n idee gewees. Ja.
Maar ja, so, ek sal nou maar sien. Maar ek praat nou lang stories. Dit was nou verskriklik lekker geweest om met jou te gesels. Dit was En- baie dankie. Ja. Ja, ek Ek het dit vreeslik geniet. ja, dit was nou soos 'n koffiedייט saam met 'n ou vriendin. En Nee? ek gaan vir jou Ja. definitief, ons gaan jou terugnooi dat jy vir ons kom vertel van jou oorsee se uitstalling Ja. en sommer net wat alles gebeur en ons is baie excited vir jou part ook want ek sien sommer nog baie uitstallings en baie gallerye en geleenthede wat opduik en ja, alles van die beste vir jou jou toekoms met jou kinders en jou familie en jou Ja. dogter wat klaar maak met skool en Ja, nee, ek sien dit gaan goed. Ja. Ja. Ek dink ons plan of jou plan, kom ons hier 'n bussie is en ons gaan op 'n trippie. Ons kry 6 mense of wat ook al hoeveel ook al in 'n bussie met pakkasies kan inpas en dan ja, Julle, ek is daar. okay, cool. Gaan Net ek Lerbo. ek dink julle vlieg tot in Bloemfontein. Kry 'n groepie mekaar vlieg tot in Bloemfontein, dan kom ek en Marisa ons hier 'n bussie, ons gaan laai hulle op in Bloemfontein en ons ry Kaap toe. Ja, Julle, dit klink na 'n ding. ja, Ek dink ek ook dink so. ook so. Ja. Dis ons plan. Okay. Dis ons toekomsplan. Daar is hy toekomsplan noted. Dankie. Baie dankie. Ek waardeer die geleentheid. Baie dankie Lyn dat jy my genooi het. Dankie Marissa, dit was verskriklik lekker. Ek het baie lekker koffie gedrink saam julle vandag. Dit was Dankie. lekker. Jy moet 'n mooi dag hê. Dankie julle ook. Bye. Bye.